Ons is lekker groot voorreg. Kyk het hoe 'n mooi plek is, nuwe venue. Ja. En ons is nou lekker hier so rustig. Klaar geskreen en ek dink dit het baie goed gegaan. Maak sal ons gaan nou inkom met dit. Maar vertel ons gou vinnig hoe het Stokmans begin en wat was julle idee agter hierdie veiling? Die Vrystaat, altyd 'n harde, moeilike area om boerane te boer en as ons kyk na die aanbieding vandag hierso is uitstekend en ek wil julle gelukwens as groep. Maar vertel ons gou meer 'n bietjie hoe het jy hierdie plan in die tafel gesit en hoe het Stokmans begin? Stokmans was maar 'n droom geweest van amper al die teelers wat nou vandag hier so teenwoordig is. Het gesê maar hulle soek 'n platform wat ons gemeenskaplike passie kan uitleef in die wêreld en vir die mense in Suid-Afrika kan wys maar in die platteland in die Vrystaat en in die Noord-Kaap ons het goeie boerane. So ons gebruik hierdie as 'n vertoonvenster om werklik te wys wat so goeie diere op ons plaas is. Okay. So ons almal is boere, ons werk saam met ons bees betaal ons rekeninge. Ja, dit is wat ek ook my ervaring met dit wat ek met Stokmans en die groep, die Vrystaat groep ouens wat ek nou maar altyd by opkom. Julle is cattlemen om dit so te sê, julle leef van julle plase af en die beeste moet vir hulle self werk. En ek dink dit is wat julle vandag ook hier neersit is boerbeeste, beeste wat hard en goed aangepas is. Sal jy sê dat oor 'n tyd, hoeveelste Stokmans veiling is hierdie? Hierdie is ons 5de Stokmans veiling. En elke jaar gaan dit beter en beter en die aanbieding raak ook sterker. Ek kry hoendervleis. Ja, is ongelooflik as ek sien die vroulike diere die jaar hierso. Hier's regtig. Dis baie goeie diere. Hier's uitstaande goeie diere, hier's 'n goeie bou. So ja, ek is regtig opgewonde oor die vroulike aanbieding en waar hulle gaan uitkom en ons probeer regtig ons mense diens. Waar die diere kom, by hulle uitkom en gaan kyk en ons nasorg is 'n groot deel hiervan. Gideon, 'n moeilike vraag. Wat is waartoe gaan julle? Wat is julle visie vir Stokmans in die volgende 5 jaar of 10 jaar? Waartoe is julle op pad? Wat wil julle hier neersit vir die mede-boeraanboer en nuwe teeler? Wat wil julle doen? Ons wil die beste wat ons het in ons kuddes uitsit buitekant toe om te kan deel. Bou jy 'n waardevolle kennis op oor waar jou diere presteer. Ons is almal toekomsgerig. Ons moet funksionele diere buitekant sit wat bly presteer. Daar moet nie verskonings wees maar die jaar of daai jaar nie. Hoeveel teelers is julle in hierdie groep? Ons is 10 teelers waarvan dan nou net 9 hierdie jaar verkoop. Bly dit 'n uitdaging om Dit is 'n reuse uitdaging, maar 'n toets vriendskap ook is heerlik, maar ons praat nog gereeld met mekaar. Ons is 'n regte groep. Ja, ons is tight-knit. Ek dink in 'n groep en is dit ook goed alhoewel julle saam en julle doen julle ding, is dit ook goed om kompetisie onder mekaar in 'n mooi manier te hê. Sodat om met kwaliteit hier op die grond te sit. Dis gesond. Ons kompeteer met mekaar. Jy wil nie afsteek nie. Jy kan nie. Jy kan nie afsteek nie. Jy kan nie bekostig om af te steek nie. So is mekaar op ons tone. Ja. Ons wys mekaar tereg as daar 'n foutjie is. Haal mekaar uit op mooi maniere. So gisterand of vanaand sal jy sien ons pelle, ons grappe maar met die teeling ons werk saam. Ons probeer regtig tyd werk en ding reg kry. Vandag julle het nou geskuif van een venue na 'n baie nice venue hierso by Emoya. Ek wil graag die teelers uitnooi en belangstelling is om te kom. Wat sal jy sê, is jy reg vanaand julle vlekkies aan? Ons is meer as reg. Ons is ready to go. Ons kan nou begin. Nee, ek sien uit. Ons het 'n lekker plek, dis 'n restaurant. Die mense wat kom kuier, ons het vanaand 'n verkorte menu. 'n Spyskaart om van te eet. Jy kry dit nie sommer op 'n ander veiling nie. So ons probeer regtig bietjie kyk na ons mense wat kom kuier. Ons borgers gaan hier wees. Mense mekaar voorstel. Laaste die vervoer, wat is julle reëling met vervoer van hier af? Ja, een trok loop Ilona Limpopo se rigting, sê maar by Mariehil of Warmbad sal hy stop. Hy ry Derby om, sal by Franso stop. En dan die trok wat Mpumalanga toe hardloop, gaan tot by Tony, by Davel. Okay. En dan is daar Oos-Vrystaat sal ons ook help en dan is dit ook sy kuswaarts wat ons altyd vir ouens gehelp, ten minste tot halfpad. Maar ons is oop hoe as jy se behoefte kan aanspreek, as dit moet, ons sal ons om verder vat. Ja, dankie Gideon. Dankie. Ons het nou gedink om hierdie ding doen net 'n bietjie inligting, 'n bietjie vleis te gee oor Stokmans en waaroor dit gaan. En ja, wil julle se weer eens geluk sê. Ek maak dit geskreen en ek dink die kwaliteit is uitstekend.
So elke jaar raak dit beter en hou voort met dit wat julle doen. Baie dankie. En ons sien uit na vanaand en môre se veiling. Ek en Mark gaan nou 'n bietjie sommer die diere bespreek soos hulle gedink het. Die beter diere en elke ou wat diere gebring het uit die verskillende teelers. Het ons een of twee van hulle beter diere gebring. Ons gaan so 'n bietjie deur hulle hardloop. Ja, is goed so. En dit is reg so. Maar baie dankie vir julle moeite. Ons waardeer regtig dat julle doen vir die Rugby ambassadeurs wat julle vir ons is. Regtig. My grootste vrees wil ek amper sê is ons praat van die Boran familie. Wat die mense ons goedkoop maak. Hulle sê dit is 'n goedkoop familie al. Dit is werklik ons dra mekaar se laste en as iemand siek is, dan jy's daar vir mekaar. Ons gee werklik om vir mekaar. So en dis hoe dit hoort en dis ons teelers ook so. Ons probeer daai familie, daai eien ons probeer hy gasvryheid ook hou. Dankie Gideon. Opregtheid. Dankie manne, waardeer julle moeite. Dankie Gideon. Dankie baie. Right, toe. Nou dat ek 'n maak. Ek ken jy. Hans Meyer. Ja. Maakie, a privilege to have you with me. Maakie gaan vir ons bietjie in Engels. Ek en hy gaan sommer praat, maar hy gaan in Engels sy ding goed doen. En ons gaan sommer so individueel die diere bespreek wat ek en hy gevind het, die beter diere van elke teeler is. En ek net so vinnig maak, as jy moet sê, as jy kyk na die aanbieding vandag en jy kyk na ons soek funksionele diere in die eerste plek. Ons soek diere wat Boran tipe is, wat 'n tipe is. Ek dink die diere wat ons uitgehaal het vandag is 'n tipe, die beter diere. Jy sal sien, daar's 'n bietjie variasie, maar ek dink is 'n tipe wat ons aan werk en wat ons ook in die ras verwerk. Ons skiet nie vir daai uiterste nie, ons skiet vir hierdie gemiddelde vir 'n tipe bees en ek sê altyd die middel van die pad is altyd die veiligste pad en ek dink hierdie diere wat hier staan is presies wat ons sien. Hoe voel jy daaroor? Yes, Christopher, I agree with you. I think it's a wonderful exhibition that these guys of the Stockman breeders have got put together here today. Top quality, females especially, very feminine, and they're, as you said, they're the working type. Yes. You can see these cattle are producing, they're fertile. There's nothing here that's extreme to any which other end. They're good middle of the road cattle that are functional and efficient. And it's a privilege to be here with and look and be part of this sale. Yes. Yeah. So Mark, what we mentioned, I think if you can start at lot 5, one of Colescourt Borana, if you look at that cow, I've seen her a week ago on the farm as well, and for me, she's really a very feminine cow with a good length on the very wide over the pin bones and the hips. And what I really like about her is she's middle of the road, but if you look at the mouth and the head of that cow, she's really exceptional. I don't know what you think about her. Absolutely, Christopher. She's got an ICP of 342 over 4 calves, and her 5th calf's on the way. Yeah. So and as you say, she's showing femininity, quality of hair, and she's a fertile. She's proving that she's calving, working. Every year she's producing a calf, and not just a calf; it's a good calf. Yeah. And she's got a beautiful calf. So I think that's very, very important, and we're seeing that here. Yes, and she's showing that definitely. Yeah. No, I think like we said, she's a working cow. And then we can skip going over to one of the bulls that really make an impact today here when we screen is lot 6. Yes. What's your opinion? We took a video of lot 6. One hell of a bull. Beautiful bull, showing wonderful hair quality, masculinity. He's got length, he's got breadth. He's nice and deep too, and I think a middle of the road bull. Yes, he's not extreme in any way, yeah. And a bull that you can take anywhere, and he's going to work for you. Yeah. If you look at his figures, also telling that's really a middle of the road type of bull, a bull that can easy. I think this type of bull can adapt anywhere in the country. 100%. And with a very good head, that we're looking very good muscularity, like you said. So I personally think this is a type of Boran bulls that we must put out there.
that's showing a bit of shorter cannon bone. Yes. And I really like bull. I must say that's one of the better bulls on the auction, even very good. maybe the best bull on the auction. He's also got very good feet, and he walks very. Yeah. He just floats. You know, he doesn't struggle to walk. Yeah. Okay, so let's go to lot 10. Lot 10. It's a cow from Blondie. If I look at that cow, I think, I mean, you can agree, we're looking for a type. And I think in the Boran, we want to stay, we must focus the whole time to stay what we, what we are really, how can you say, ons gaan dit in Afrikaans nog gooi. Ja. Maar ons streef na 'n tipe toe in die ras. Daai soos ek sê, daai ekstreem soek ons glad nie. En as jy kyk na lot 10, is dit baie middel van die pad koei, sterk bek, 'n baie mooi diepte. Ek weet nie wat dink jy van die koei nie. I agree with you, Christopher. She's got that typical Boran, broad muzzle, and she's a typical middle of the road type of cow. You can see she's functional, and she's on her third calf. It's coming now, and so she's showing you that she's producing, and that's the type of cow that's going to work out there on the veld. Yes. You can see on the video lot 34 is also there. We skip from the 10 to 34. It's fine. We will just look at her. Also extreme, very nice cow, good length. Ons kan sê hulle kan bietjie beter hartkwaliteit hê. As jy vergelyk maar nou meer onthou hulle kom met die Suid-Vrystaat, dit is koud nog. Aande is nog koud, maar as jy kyk na daai koei, kyk hy pragtige eer. So ons sal bietjie meer hartkwaliteit wil hê, maar kyk hy goeie lengte. Yeah, I think that's just unfortunate the time of the year and where they come from. We got to take that into it. But you look past that, she's also that middle of the road working cow. Yes. It's producing, and these guys, as we were saying with Gideon just now, these guys are farming with their cattle. The cattle are paying the bills, and these cows are doing that. Ja, hulle moet werk. Moet werk. Right, en dan skiet ons gaan na lot 18 toe. Lot 18 so net kyk lot 18 sy was Palmera. Dit is daai koei met die bulkalfie. Met die bulkalfie, ja. By haar. Ek het sommer lot 18 en wat is hulle ander lot wat ons uitgeskiet lot 33 by mekaar gesit. Daar staan die twee koeie op die video. Dink lot 18 is 'n besonder sterk Puna koei. Ja. Baie goeie lengte, breed oor hier oor daai heup as jy van agteraf kyk. Lekker breed oor daai heupe, Yes. sterk en breed en sitbene. Ek dink 'n besonder so goeie koei en dan as jy na die volgende koei lot 33 kyk, wat daai koei met die geweldige goeie hartkwaliteit. Ek weet nie wat is jou opinie op haar nie. Ja, ek dink sy is ook also got a fantastic length of body too. Also, she's a younger cow with a in calf with this, for the second time, and she's deep, and she's just showing functional efficiency. Yeah. And the hair quality on that cow is exceptional. Yes, exceptional. She's maybe a bit in a bigger size, in a bigger type but of not cow. extreme yet. Not extreme. Not extreme, and I think that's the big thing. Yes. You can vary a little bit in the sizes, but we want to stay away from those extremes on both ends of the scale. Yeah. And I don't think we've got anything that comes anywhere near those extremes here on this side. No, it's really a good average Yes. that is running. Working, it just shows you these cattle are working. Dan gaan ons na lot 22 toe, 'n exceptional heifer. Ek kan dit nie meer beklemtoon as absoluut om te sê top. Dit is wat ons in die ras soek. Daai ongelooflike hartkwaliteit. Ek wil graag hê jy moet uitbrei oor hierdie vers. Hy kom jou She's just an absolute picture of a Boran and what we're looking for. Yes. And you can't, the hair quality on that heifer and her femininity and through her neck and her head is just absolutely incredible. And I want to congratulate MCA on a top heifer. Exceptional. What I like about it, the dark pigmentation around the eyes. Yes. That's the type of animals, we always say it, but that's the type of animals that produce every year. En hulle is altyd
hartkwaliteit, hulle is altyd vrugbaar en dis 'n besonderse vers. Ek wil vir MC geluk wens met haar. And she's also got she's starting to show her udder and beautiful udder formation and teeth placing. Ja. Baie belangrik daai wat jy nou noem, hè. Ons kyk op verse na die vulva development and the teeth size and on this effort showing really there. But a top animal. Dis lekker om na so dier te kyk. 100%, ja. Dan ons gaan so 'n bietjie vinniger lot 23 het ons ook gemerk. Lot 23 ekskuus, ek net so 'n bietjie wil ook one of Jabea's animals. Also Jabea se koeie, daai Puna koei. Ja. Ja, dis 'n koei en 'n half. Yeah. She's heavy in calf too. She's very close to. She already calved. Oh, she's already calved. That's right. She's got a little heifer calf with her, and showing a beautiful udder. Lots of milk. And what I like about this cow is the hindquarter of this cow. Yes. She's still feminine, but she's got the length. She's got a very good hindquarter. But yeah, I really like this cow. I think there's something special in her. Polled cow. Yes. And showing a lot of quality. And there again, a young animal that's showing you functional efficiency. Yes. That she's here to work. She's here to work. And she's fertile. You just look at her and you can see there's fertility. Ja. Okay, dis lot 23 gewees. Ons skiet nou sommer so laat lot 26 toe. Ekskuus, ek moet ook so 'n bietjie net blaai in die boek, maar hierdie is nogal so 'n lekker oefening want mense praat so 'n bietjie. Ja, lot 26 verseker as jy na die verse moet kyk, ook een van die top verse vandag. Absolutely. Ja. Met goeie genetika ook agter haar. Good genetics. She's feminine, long. She's out of Churchill. I mean, he's fine lakens. Yes, absolutely. And also again, just showing you that she's functional. Yes. And well, I must compliment the people, the breeders here, that there's nothing here that's over fat. Yeah. They've been absolutely prepared perfectly. Nothing overdone, and what they're eating. There's lots of roughage in there. You can see the mid-piece of these cattle. They well developed. Yes. Want hulle eet gras. Yes. When you look at their dung, you don't even see a milliput there. Yeah. It's green. And that makes me happy. En ek dink is iets wat ons definitief moet attent maak op ons teelers en om regtig te kyk vir en waak teenoor vetdiere. Yes. Net so teenoor nie veilingsgereedheid nie. Moet hulle verseker waak teenoor vetdiere. Yes. Maar hier's 'n besonderse vers wat alles baie geluk sê. Ek dink is een van die top verse van die veiling. Haar kwaliteit, alles is net daar. Yes, 100%. Okay, dit was 26. Ons kappel nou so. Dan gaan ons na lot 33 toe. Dink as ons nou hier lekker deur is, dan kan ons nou. Dit is van Jordaan van Vieren. Ons het daar eintlik klaar bespreek. Ons het daar gedoen. Lot 34. Dis een van Neil. Ons het met 34 ook klaar bespreek. Ja. Dan gaan na lot 37 toe, ek dink. 37, lot 37. Ja. Wat 'n koeie ons gaan lot 37 toe. Dit is van dit is hier van Valkamdoor. Die manne daar in Douglas. Dis 'n besondere goeie dier. Eerste kalf. Ek gaan nie kwaad word. Ek is besig. Ons is besig. Ja, sorry. If you look at that lot 37, I mean the first calf heifer. Yes. And you're showing a lot of quality, and there's 46 also on the video. Yes. The two cows that they present tomorrow on auction. Yes. I think very functional animals, being raised in hard condition in Douglas. I don't know what you say, but 46 geweldige diepte. Very good. And baie goeie vroulikheid op daai koei. 46 has also got a very good ICP. Daar's hy nou op die video, ja. And both got good quality of hair, showing again femininity and functional efficiency, deep body, broad, lots of milk, good udders. Yeah. No, they're two very top animals, and you've got to congratulate them. Yeah, definitely. For the country that they come out of. Ja, dis harde wêreld daai. Kalkveld en dis nie baie ver van my af en ek kan sê dit is harde wêreld. Harde wêreld, ja. Okay, dan skiet ons oor na ons gaan nou na waar was dit nou? 41. Ja. Ek kan 41. Ja, dit is Neil Tuisema. Tuisema boerdery, ja.
Hier's 'n klipharde gatbul. Yes. Wat is jou opinie op hierdie masjien? Early maturing, middle of the road, hard. You can see that you can take that bull anywhere and he'll keep going, he'll just go. You know, so a nice middle of the road, no extremities again, good testicle size, good sheath. Ja, wat ek baie hou van hierdie bulle is daai geweldige oogspierontwikkeling op sy rug, nee, baie goed. En dan dat sommer lot 50. Het ek sommer hier gevideo. Dis ook een van my pics is dis 'n koei wat nou haar eerste kalfie gekalf het gisteraan. Kyk die diepte. Yes. The sprung of rib. Everything on this and the femininity on this cow, that's definitely one of the better cows. One of the better young cows, yes. Yeah. So she's just calved now with her second calf. That's her second calf. And she is a 20. So she's at 21. 21. So going for second you calf. know, showing that fertility and femininity and length and clean through her neck, showing her that she's a feminine. Her head and neck is just look at it and you can just see that she's feminine and she's fertile. So as jy nou ou Neil na Neil se beeste altyd daai bil en dis hierdie ekstrem manlikheid met ekstrem vroulikheid wat eintlik hier gekombineer is. Yes. So lot 50 definitief 'n koei wat ek sal sterk aanbeveel dink ek. 100%, yes. Ja. Maar dit lekker man hierdie chat sommer dan ons sommer so half bietjie kap. Dat maak ons werk daar buite dalk so 'n bietjie minder. Dit gaan video's neem nie. Het ons nog diere? Ja, ons het definitief nog 47 ek dink. 47 en 43 ek dink is 43 van 47 is Colescoot. Colescoot. 47 is dit net gou seker maak, is dit 47? Skus maak, ek is net gou ook net hier seker maak van my Colescoot. Ja, dit is besonderse ver. Daar staan sy. Iets uit die boonste raak. Ek het die vers gesien op die plaas en ek het vir Gideon gesê hier's iets baie spesiaal. Kyk at daai ver raak. 100%. Yeah, look at her depth of body, length of body, showing fertility again and femininity. It's just there's not a single female on this sale that's showing any sort of brisket or you know sort of manly hulle wig almal. Ja. Dis wat ons wil hê nie. Want hulle eet gras. Hulle eet nie heeltyd besonderse vers van Colescoot. Ek ry daar baie hoog op die veiling. En wat ek baie hou is daai lengte van heup na die sitbeen. Yes. Baie breed en oor op die kruis ook. Ja. Baie goeie sprong van rib, goeie haarkwaliteit. Ek dink definitief 'n vers om te merk. 100%. 100% Christopher. Ja. Dan 43 is een van Bloodline se koeie. Ek het 'n videoetjie van haar geneem. Ja, dis so sy. Ons kan reguit vir mekaar sê dis 'n opteelkoei, maar weet jy wat nê? Hier's 'n besonderse vroulike koei. Yes. As ons praat van vroulikheid, femininity, kyk hy lekker sagte nek, dun nekkie, lengte van lyf. Hierdie is 'n bees wat sal werk. 100%. En wat ek het weet wat nie, ek voel skuldig, ek het nog nie eens die video's geneem. Maar sy het al klaar 2 kalvers gehad hè. Exactly. En sy het 415 dae. Ja. TKP. So dit wys jou hierdie koei werk. En sy's swaar dagtig al met die derde kalf. So hier is ons Vrystaat daar by wat is sy plaas se naam? Daar anyway, De Wetsdorp. Hier's 'n besonderse koei, maar vroulikheid by excellence. Yes. So ek wil die ouens sê wees wakker dis die tipe koeie wat bulle gaan teel. Yes. You agree? Yes. Ja, okay. En dan het ons gesê lot 12. Het ons al bespreek. Ek dink nie so nie. Nee, ek dink nie so nie. Lot 12. Ek weet hierdie lot 12 kom uit lyne van radie uit. En vir my en ek onthou dit daai korter koetjie. Koetjie, baie. Maar wat al haar tweede kalf het, né? Yes. En sy is wat sy is op pad, sy swaar dagtig met haar tweede kalf. Ja. Maar sy korte tipe, maar sy wys nog vrugbaarheid, vroulikheid. En haar kwaliteit is ongelooflik. So she's showing again functional efficiency. Dit is wat ons wil hê. Maar kyk hoe lekker aan mekaar is hy gesit. Yes. Daar's niks. Sy is bietjie kleiner, maar dis 'n koetjie wat gaan werk. Yes. 100%. So, ek dink nie, ek weet nie of daar nog video's is wat ons gedoen het nie. Ek is nie heeltemal seker. Ek dink ons is redelik deur die lotte wat ons gedink het die beter diere is. Ek weet nie of jy 'n video van lot 50 gevat nie.
Ons het al 50 klaar Ons bespreek. het klaar Ons het gedoen, al klaar bespreek, ja. Ek dink ons Ons het het al klaar nou bespreek. basies deur hulle almal, Ja. maar I just want to say congratulations to these 9 breeders that are selling here. They've done exceptionally well. You know, we've attended quite a few sales, and I think the quality on this sale, as far as functional efficiency, femininity, is tops. No, that I agree 100%, Mark. I mean, we're running now, three auctions left after this one. And I think then we're running by the end of the year. Maar ek is opgewonde wat Stockmans bereik het in die afgelope 5 jaar en hoe mense die pad saam met hulle gestap het om te sien hierdie ouens werk saam. Daar sal ons maar altyd maar 'n bietjie 'n striwelingkie wees onder mekaar, maar soos ek sê, dis goeie, 'n bietjie kompetisie is goed. 100%. En in ons ras as 'n Boran ras, ons is 'n groot genootskap en daar sal altyd verskille wees, maar kompetisie bly altyd 'n goeie ding. Want dit hou jou op jou tone om kwaliteit na veiling toe te bring. En ek dink dis wat ons gesien het, wat ons doen met die screening is die kwaliteit diere wat deurkom en Ja. ek wil net vir jou ook dankie sê, dit was regtig 'n lekker plesier om Thank saam you, met jou, Christopher. It's been privilege. great working with you too. Yeah. And we learn every day, but it's an absolute pleasure to be amongst guys that are genuine stockmen, and you can see what they produced here for the sale. It's a pleasure to be here. Dis hy. Dankie julle. So hierdie was sommer net nou so 'n bietjie iets anderster wat ek maak gedink het om te doen, maar dankie vir Meerkat ook sê. Ja, dankie vir Meerkat ook sê vir hulle bydrae tot hierdie episodietjie wat ons nou gedoen het. Jy dit nou so kan sê. Stockman stories, né? Stockman stories. Pre-bidding gaan nou oopmaak. So na hierdie gesprek gaan pre-bidding oopmaak en ons sal dan ook oop en reg wees vir enige navrae wat van die teelers afkom. Dankie julle. Thank you. Thank you. Sy roep my naam as die son gaan lê. Oor die oseaan asof sy my ken. Van Dorpsstraat tot Dorpsstraat in een aand, tot opstaan met ek kort 'n sertifikaat, 'n wynplaas en wys raak en groot praat. Dis al wat ons het. Stellenbosch, roep my. Stellenbosch, vat daar tyd. Stellenbosch, hou van my, maar moenie worry nie, want ek voel dieselfde stellings. Stellenbosch, soek my. Stellenbosch, dink voor